Dit is Sondag, dit is Uit die Woord Digitaal se Sondag erediens en ek sê vir jou vanmôre baie welkom hier by ons by hierdie mooi geleentheid. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike platform wat die woord van God eerlik, opreg en suiwer met alle mense van die wêreld wil deel. En dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Mag die Here hierdie baie besondere geleentheid vir ons almal vanmôre seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees, sodat ek en jy toegerus kan word en net nog meer vir die Here kan lewe. Ons wil graag vir jou uitnooi om deel te word van ons WhatsApp groepe hier by Uit die Woord Digitaal. Ons stuur elke dag 'n oggendoordenkings uit waarna jy kan luister om jou dag reg mee te begin. En jy kan net vir ons jou naam en besonderhede stuur aan die nommer hier op die skerm en ons voeg vir jou by. En dit is alles gratis. Dan wil ons vanmôre ook baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies wat ons bediening ondersteun en ons kanaal ondersteun. Jou donasie maak dit vir ons moontlik om die woord van God te versprei na alle mense van hierdie wêreld, om programme soos hierdie op te neem, maar ons doen ook diens van barmhartigheid en reik ook uit na mense in groot nood. Ons deel ook Bybels uit aan mense wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie en ons is betrokke by bejaardesorg. Jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige môre is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. En ons praat oor 'n baie interessante tema wat ek glo elkeen van ons se lewens raak en wat 'n kosbare boodskap vir ons is van die Here se woord. Mag die Here vanmôre hierdie woordverkondiging ryklik seën. Voordat ons begin, kom ons word stil voor die Here. Dierbare God en hemelse Vader, ons loof en prys U naam vanmôre op hierdie pragtige oggend wat U uit genade aan ons kom gee. Dankie dat U ons Vader is en dat U deur U woord met ons wil praat en ons wil leer. Dankie ook vir die Heilige Gees wat hierdie waarhede in ons harte kom inplant en 'n werklikheid in ons lewens kom maak. Maak ons harte vanmôre oop vir U woord, Here, en gee vir ons die krag om te luister na U woord, daarin te glo en vir U tot eer sal gaan lewe. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die Koning van die konings en die Here van ons harte. Amen. Vriende, ons praat vanmôre oor die seën van die Here. Nou, ek en jy wat kinders van die Here is en wat lief is vir die Here en graag 'n pad saam met die Here wil loop in ons lewens, wil in die besonder ook gehoorsaam aan hom wees. Maar natuurlik wil ons graag ook die seën van die Here oor ons lewens hê. Ja, want alles wat ons aanpak en alles wat ons doen en alles wat ons besluit, kan nie suksesvol wees as ons nie die seën van die Here daaroor kry nie. Ons wil natuurlik ook die seën van die Here oor ons geloofslewe hê, want dan groei ons in die geloof. Dan kan ons nader aan die Here lewe en kan ons werklik vrug dra soos wat hy van ons vra in sy woord. Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit 1 Petrus hoofstuk 3 vers 8 tot 9. En ons gaan luister na wat Petrus vir ons leer, hoe ons as kinders van die Here die seën van die Here kan verkry. Ons lees vanaf vers 8. Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Liewe broeder en suster, Petrus gee vir ons ongelooflike waardevolle raad as kinders van die Here, as ons die seën van die Here wil verkry. Daar is 7 belangrike dinge wat hy vir ons in hierdie 2 verse kom uitlig,
wat ek en jy as kinders van die Here moet gaan toepas, moet gaan doen en moet gaan uitleef in hierdie wêreld, as ons die seën van die Here in ons eie lewe wil ontvang. En vanmôre gaan ons na hierdie 7 baie belangrike aspekte kyk, sodat ons kan presies weet wat die wil van die Here vir ons lewe is, sodat ons ook sy seën kan ervaar en kan beleef in ons lewe. Nou die eerste belangrike ding wat ek en jy moet weet is dat Petrus hier praat met Christene. En wanneer hy met hulle praat en hierdie brief vir hulle skrywe, is die eerste ding wat hy vir hulle sê, dat hulle eensgesind moet wees. Daar is so baie verskillende menings in hierdie wêreld, en mense verstaan dikwels die Bybel op verskillende wyses. Maar een ding wat daar nie onder Christene moet wees nie, is twyfel teenoor mekaar, of weerstand teenoor mekaar, of vegterye onder mekaar. Petrus sê, ons moet eensgesind wees. Een van hart, een van siel, een van gees. Die kerk van die Here moet 'n plek wees waar mense saam kan werk. Kinders van die Here moet saam dink, saam glo, saam werk in die koninkryk van God. Daarom moet 'n eensgesindheid onder mekaar wees. En wanneer 'n mens dikwels na mense kyk wat sê hulle glo in Jesus Christus, of selfs na sekere kerke, dan sien ons baie keer die verskeurdheid en die vegterye onder mekaar. Dit is nie die wil van die Here vir kinders van die Here se lewe nie. En dit beteken dat wanneer ons van mekaar verskil, dit nie die eensgesindheid hoef te bedreig nie, maar ons kan nog steeds in liefde van mekaar verskil oor sekere sake. Dit hoef ons nie weg te dryf van mekaar af nie. Eensgesindheid is dit wat Jesus Christus in sy kerk en onder sy gelowiges wil sien. Dis die eerste belangrike ding wat Petrus vir ons noem, wanneer ons die seën van die Here in ons lewe wil ontvang. Dan die tweede belangrike ding, liewe broeder en suster, is dat ons medelydend moet wees. Jy moet medelee hê met jou broeder en suster in geloof, maar ook met alle mense van die wêreld. Hoe dikwels gebeur dit nie dat ons so maklik wil veroordeel of ons oordeel wil uitspreek oor mense, dat ons mense baie keer wegdryf van ons af, dat ons nie medelydend is met hulle omstandighede, met hulle lewe of dit wat in hulle lewe aan die gang is nie. Maar baie keer wil ek net my eie belange eerste stel en dit waarin ek glo. Ek weet nie hoe dit is om in 'n ander persoon se skoene te loop nie, en wat daardie persoon in sy of haar lewe beleef nie. Daarom vra die Bybel van Christene om medelydend te wees. Probeer verstaan waardeur die ander persoon gaan, en probeer in sy skoene wees. Probeer begryp wat in sy lewe aan die gang is, en probeer dit verstaan. Dit is hoe kinders van die Here en Christene moet wees, vol medelee met mekaar en met wêreldse mense. Dan die derde belangrike ding wat Petrus vir ons uitlig hier in ons teks, is dat ons liefdevol moet wees. Hierdie is so belangrik. Kinders van die Here moet die liefde van Jesus aan mekaar bewys, maar ook aan mense van die wêreld. Ons het Jesus se liefde leer ken. Daarom kan ons sy liefde gaan deel. Hoe lyk dit vir die wêreld wanneer ek en jy net veroordeel en sleg praat en kwaad praat en mense wegjaag en wegdryf uit ons lewe en uit ons samelewing, omdat ons dalk nie met hulle ooreenstem nie? Ek en jy moet die liefde van Jesus bewys. En daardie liefde omarm alle mense. Ons sien hoe Jesus sy liefde gedeel het met alle mense van die samelewing. En hy het in liefde self sy lewe vir hulle gegee aan die kruis op Golgotha. God is liefde, leer die Bybel vir ons. En ek en jy moet daardie liefde wat ons by hom leer ken het, met mekaar gaan deel en met die wêreld gaan deel. Daarom moet jy vol liefde wees in jou lewe. Dis die derde aspek wat Petrus vir ons skryf, naamlik dat ons liefdevol moet wees as kinders van die Here. Dan die vierde belangrike punt wat hy vir ons skryf is dat ons
goedhartig moet wees. Jy moet uit die goedheid wat die Here vir jou gee in jou lewe, moet jy daardie wonderlike gawes mee gaan deel met mense van die wêreld. Wees goedhartig, gee om, wees opreg, deel uit. Daar waar mense swaar kry, gee vir hulle iets om te eet. Daar waar mense deur krisisse gaan, staan vir hulle by. Die goedhartigheid wat jy by Jesus Christus leer ken het, moet jy ook gaan deel met mense van die wêreld. Dit gaan immers nie net oor jouself nie, en jou eie belange nie. Ek en jy wat in Jesus glo, is deel van God se koninkryk, en daarom moet daar 'n liefde vir ander mense wees, maar ook goedhartigheid in ons hart wees, wat ons met ander mense van die wêreld kan deel. Dan in die 5de plek, skryf Petrus dat ek en jy nederig moet wees. As ons die seën van die Here wil ontvang in ons lewe, moet ons nederig wees. Dis 'n belangrike eienskap van die Heilige Gees se werk in jou lewe. Wanneer ek en jy nederig is, dan erken ons God se heerskappy in ons lewe en kan ons al die eer aan hom gee wat vir ons baie goed is. Dis immers nie jy wat so wonderlik is wat in Jesus glo nie, maar God het dit as 'n gawe aan jou gegee. Hy het jou sy kind kom maak, hy trek jou nader in liefde en daarom moet jy nederig wees in alles wat jy in hierdie lewe aanpak. Al die hoogtepunte en alles wat jy al bereik het, is slegs 'n gawe uit God se hand en daarom moet jy aan hom die eer gee. Nou Petrus kom net in die volgende hoofstuk, in 1 Petrus hoofstuk 5, en hy skryf ook hierdie wonderlike woorde vir ons hier in 1 Petrus hoofstuk 5, vanaf vers 6. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Ek en jy moet ons onderwerp in nederigheid aan God en aan hom die eer gee. Nederigheid is een van die mooiste eienskappe wat daar by kinders van die Here moet wees. En as ek en jy die seën van die Here in ons lewe wil ontvang, dan moet ons nederig gaan lewe tot sy eer. Dan sê Petrus verder in die 6de plek, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Nou, ek en jy moet weet, daar is baie mense wat na jou die vinger gaan wys een of ander tyd in jou lewe. Mense gaan dalk nie saam met jou stem nie, hulle kraak jou doen en late af, hulle veroordeel jou so, sonder dat hulle werklik weet wat in jou lewe aan die gang is. Jy maak dalk 'n fout in jou lewe en mense wil begin klippe gooi. Maar hier sê Petrus baie duidelik, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie kwaad teenoor ander mense gaan doen as hulle dit teenoor jou doen nie. Dit is so belangrik dat ons dit nie moet doen nie. Maar dan sê hy ook, moenie belediging met belediging beantwoord nie. Maar wat moet ons eerder doen? Inteendeel, antwoord met 'n seënwens. As iemand jou sleg behandel, as iemand jou vloek, jou uitskel, jou beledig, kwaad praat van jou, wat moet jy doen? Antwoord met 'n seënwens. Byvoorbeeld, sê vir daardie persoon, ek seën jou in Jesus Christus se naam. Mag hy jou genadig wees en mag sy goedheid en liefde elke dag oor jou lewe spoel, sodat jy hom waarlik kan leer ken. Wanneer jy dit doen, is jy besig om iemand te seën en daardie seën kom van God af. En wanneer iemand kwaad praat teenoor jou of jou beledig en jy antwoord op so 'n wyse, gaan daar 2 reaksies wees. In die eerste plek kan daardie persoon dalk baie skaam word oor sy optrede en besef dat hy verkeerd is, of aan die ander kant gaan hy jou nog erger vloek of erger beledig. Maar nietemin het jy gedoen wat God van jou verwag wanneer jy iemand seën, wanneer hy jou vloek of beledig. Jesus het nooit iemand sleg behandel nie, en Jesus wil graag ook net die goedheid van mense in mense sien, en daarom seën hy hulle met baie aspekte en met seënwoorde. Ek en jy moet sy voorbeeld navolg. En dan lees ons hier die laaste deel wat Petrus hier vir ons skryf.
julle is daartoe geroep om ander mense te seën, te antwoord met 'n seënwens. En dan sê hy, as ons al hierdie dinge doen, as ons al hierdie 7 aspekte gaan uitvoer in ons lewe, wat hy baie duidelik vir ons hier kom stel vanmôre in 1 Petrus hoofstuk 3, dan sal julle die seën van God kan verkry. Die Here seën die wat doen wat hy van ons vra. Die Here seën die wat gehoorsaam is aan sy woord. Die Here seën hulle wat in Jesus se voetspore navolg. En daarom wil ek jou vanmôre oproep en uitnooi, my liewe broeder en suster, om hierdie baie belangrike dinge te gaan doen, wat 1 Petrus hoofstuk 3 vir ons kom leer. Wees eensgesind as gelowiges, dan moet ek en jy vol medelee wees met mekaar, ons moet liefdevol wees, ons moet goedhartig teenoor mekaar en wêreldse mense wees, ek en jy moet in nederigheid elke dag gaan lewe, in navolging van Jesus Christus. Moenie kwaad met kwaad gaan vergeld, of belediging met belediging nie, maar antwoord met 'n seënwens. En as ons dit doen, sê Petrus, is ons daartoe geroep om te lewe tot eer van die Here en sal ons die seën van God in ons lewe verkry. Nou hier het ons vanmôre waardevolle dinge geleer vanuit die Here se woord en ek glo dat jy dit saam met my sal begin toepas sodat ons 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Sonder God se leiding is dit nie moontlik nie. En daarom bid ons vanmôre dat die Heilige Gees ons harte sal verander, ons lewens sal verander, ons gedagtes sal vernuwe, dat ons hierdie 7 punte kan gaan toepas, soos wat die Here van ons vra, en dat ons sy seën in ons lewe kan beleef en ervaar. Mag die Heilige Gees vandag vir jou die krag gee om te gaan doen wat hy van ons vra, en my bede is dat jou lewe God net nog meer sal verheerlik, en dat jy naby aan Jesus sal lewe, en dat jy saam met my kan gaan bou aan God se koninkryk in hierdie wêreld, en dat mense na Jesus toe gelei sal word. Mag jy die seën van God in jou lewe ervaar, en mag jy dit oorvloediglik beleef, dat jy God se liefde en vrede ook sal beleef, en dat sy goedheid elke dag oor jou lewe sal wees. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige gedeelte, wat U vanmôre vir ons kom leer vanuit U woord. U wil graag U seën oor ons uitstort, maar Here, U vra dat ons sal gaan lewe, soos wat U wil hê ons moet gaan lewe. U wil hê, Here, dat ons in nederigheid sal lewe, met goedhartigheid en eensgesindheid, vol medelee met mekaar, dat ons nie kwaad met kwaad sal vergeld of skeldwoord met skeldwoord nie. Maar Here, dat ons so sal lewe, soos wat Jesus vir ons die voorbeeld kom stel het. Dankie dat die Heilige Gees ons daartoe in staat stel. Ons bid vir wysheid en insig, Here, om die regte besluite in ons lewe te neem en om toegewy te wees en so te lewe dat U naam altyd verheerlik sal word in ons lewe. Stort U seën vandag oor ons mildelik uit, dat ons dit kan beleef en kan ervaar in ons lewe, Here, en dat ons al die dank en lof en eer aan U sal bring, wat waarlik vir ons goed is. Hierdie nuwe week lê voor ons, seën vir ons hierdie week, Here, lei vir ons, werk in ons harte, behoed en bewaar ons, seën vir ons ryklik, en laat ons lewens U elke dag verheerlik. Dankie, Here, vir U genade vir ons, wat vir ons genoeg is. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Vriende, dit was my heerlik om vanmôre saam met U in te skakel hier rondom die woord van die Here. Ek bid die Here se seën oor jou lewe toe. Kom ons gaan lewe tot sy eer, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.